'n mens moet baie keer maar net stil staan, 'n bietjie stil word en die genade van die Here oordink. Genade van die Here soos hy dit openbaar in sy skepping en soos dit vir ons oneindige plesier gee. Daar is soveel dinge wat verkeerd is in hierdie wêreld, soveel dinge wat ons dringende aandag vra, maar dit is 'n goeie beginsel dat ons soms net 'n bietjie verwonderd sal wees oor dit wat die Here doen in hierdie magtige skepping van hom. En die psalms in die Bybel, dit lei ons daartoe. Ek hou nou hierso voor my, hou ek Psalm 104 oop en ek doen dit maar want die geheue is nie meer so goed nie en ek sal so graag al hierdie woorde wil onthou. Maar Psalm 104 praat van die Here se skepping en al sy heerlikheid en al sy besonderse en groot mag. Hy wat die wolke sy wa maak en wat 'n pragtige beeld, die wolke wat verbytrek. Hy wat op die vleuels van die wind wandel, dit is die Here. Hy wat van die winde sy boodskappers maak, sê Psalm 104. En dan, soos ons nou in hierdie tyd ervaar met hierdie reën die afgelope tyd, hy wat die fonteine uitstuur in die holtes, tussen die berge deur, daar loop hulle. Alles wat die psalmdigter hier in Psalm 104 raak sien. En dan die feit dat die Here hierdie aarde versadig, net soos hy ons versadig met sy woord, die aarde word versadig uit die vrug van u werke, sê die psalmdigter. Hy laat die gras uitspruit vir die diere en die plante, en dit is alles ook tot diens van die mens. Hy het die maan gemaak. Hy het die maan gemaak vir vaste tye. Ons kan ons dag en ons nag en ons maand en ons ingang en ons uitgang van ons jaar kan ons volgens die planete, volgens die sterre, volgens die maan kan ons inrig. En die son ken sy tyd om onder te gaan. Wat 'n pragtige beeld wat hier gebruik word, ook ten opsigte van hoe die Here die son en die maan en die sonnestelsels alles geskape het tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Maar dan moet ons ook nie die Here Jesus Christus vergeet in dit alles nie, want die Here Jesus Christus is so deel van die skepping. Ons lees in Spreuke 8 lees ons dat die Here Jesus Christus was daar van die begin af. Hy was van die begin af deel van die skepping. Hy het, en so lees ons daarso, hy het gespeel. Saam met sy Vader het hy gespeel toe hierdie aarde gemaak is. En dit is alles vir ons om oor verwonderd te wees en raak te sien. En dan wonder 'n mens baie keer of die Here daardie blom daar iewers in die veld raak sien. Wat niemand anders raak sien nie. Of die Here raak sien die diere en die voëls wat so in hulle pragt daar iewers pronk. Sien die Here dit raak? En natuurlik sien hy dit raak. Ons lees hier in Psalm 104, laat die heerlikheid van die Here vir ewig wees en laat die Here bly wees oor sy werke. En dan kom daardie gedagte terug wat ons hier in Genesis 1 lees. Daar waar ons lees dat die Here het gesien alles wat hy gemaak het en dit was alles baie goed.